Goeiedag. Daar is 'n wonderwerkende krag van God wat wil plaasvind in 'n mens se lewe. En ek dink nie ons as gelowiges besef altyd watter groot aandeel ons daarin het, dat daardie wonderwerkende krag van die Here wel kan vloei in ons omstandighede. Baie keer bevind ons onsself in lewenskrisisse. In hierdie tyd het ons 'n ingryping van God nodig. So lees ek in die Bybel van 'n vrou. Ons lees van haar in 2 Konings 4. 'n Vrou wat 'n skuldeiser gehad het. Sy het hom baie geld geskuld. Hierdie vrou was 'n weduwee gewees. En sy het in 'n krisis beland. Sy het nodig gehad dat die krag van die Here sal vloei na omstandighede, want die skuldeiser het haar 2 seuns opgeëis. Hoe dit gewerk het in daardie tyd, as jy nie jou skuld kon betaal nie, het jou skuldeiser jou kinders opgeëis. Dan jou kinders gaan werk as slawe, totdat die berekende skuld afbetaal was. Hierdie vrou het in omstandighede, het sy na die profeet toe gegaan, met die naam van Elisa. En sy het vir hom vertel, wat het gebeur. En hy vra toe vir haar, wat kan ek vir jou doen? Dis een van die mooiste uitnodigings wat God aan sy kinders stel, wanneer ons 'n krisis het. Wat kan ek vir jou doen? Besef jy opnuut, dat God werklik belang stel, om jou te help as jy in 'n krisis is. Hier is Elisa die profeet, verteenwoordigend van die genadevolle God. Wat kan ek vir jou doen? Hy vra toe vir haar, wat het jy in jou huis? Sy antwoord die volgende, niks nie. Niks nie, behalwe 'n flesie met olie. Nou 'n flesie met olie sou 'n baie klein houertjie met olie gewees het. Wanneer jy in daardie tyd by iemand aan huis gekom het, het hulle gewoonlik jou by die deur gegroet, jou voete gewas en dan jou hare gesalf en jou gesig afgevee met vars olyfolie. Dit is 10-10-1 al olie wat sy in haar huis gehad het. Nou let op die woorde wat hier gebruik word. Sy het niks in haar huis nie, behalwe 'n flesie met olie. Hier begin nou die wonderwerk gebeur. Hy sê toe vir haar, sy moet vir haar leë kanne gaan leen. En dan sê hy pertinent die volgende, leen nie te min nie. Leen nie te min nie. Nou die eerste punt wat ek wil maak vandag, as jy wil hê dat God se wonderwerkende krag moet vloei in jou lewensomstandighede, moet daar geloof aan die dag gelê word. Geloof. Hier is haar geloof op die spel. Die profeet sê, gaan leen vir jou leë kan. Ek meen, wat kan jy nou met 'n leë kan maak? God gee baie keer opdragte wat vir ons baie snaaks mag klink. En omdat dit vir jou snaaks mag klink, is jy baie keer wantrouig teenoor die opdrag van die Here. As 'n mens wil hê die wonderwerk en 'n krag van die Here moet vloei, moet jy gehoorsaam wees om die opdrag uit te voer. En daarmee saam moet jy gelowig wees rondom die opdrag. Nou sê hy verder, gaan leen kanne en leen nie te min nie. Wat probeer hy vir haar sê? Hy probeer sê, geloof moet altyd 'n groot verwagting koester. Geloof moet groot dink. Geloof moet groot hoop. Geloof moet groot droom. Geloof moet 'n groot verwagting hê. Hy kom vir haar gesê, jong, gaan leen vir jou een van die kleinste kannetjies. Of gaan leen net 'n kan, een kan. Hy sê, gaan leen nie te min nie. In jou omstandighede waarin jy is vandag, hoe groot is jou verwagting? As 'n mens besef hoe groot God is, waartoe God in staat is, dan is dit mos eintlik net natuurlik dat 'n mens se verwagting ook groot moet wees. Want die Bybel sê tog, vir God is niks onmoontlik nie. Gaan leen nie te min nie. Dan sê hy die volgende, gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is. Sit weg wat vol is. Maar kom ons gaan nou terug. Hy sê, gaan sluit jou toe in die huis. Moenie alles wat God met jou deel aan almal oorvertel nie. Somtyds gee die Here kosbare parels vir 'n mens. Ander gaan geen insig daarvoor toon nie. Hulle gaan nie verstaan nie. Veral as die opdrag dalk snaaks mag klink wat die Here vir jou gegee het,
Gaan hulle dink jy's van loetjie getik. Hulle gaan jou van jou geloof ontneem as hulle in jou gesig vir jou lag of jou beskinder daaroor. Daarom moet 'n mens nooit sommer net altyd alles vir almal vertel wat in jou geestelike lewe gebeur nie. Daar kom 'n tyd wat jy kan getuig, daar kom 'n tyd wat jy kan vertel, maar wag vir die regte tyd. Daar is soms 'n wisselwerking tussen 'n kind van die Here en God. Amper wil ek dit noem 'n geheimenis, iets wat diep, iets wat baie spesiaal is. Dis net tussen jou en God. Jy praat nie met ander daaroor nie. Daar is tye in 'n mens se wandel met God wat jy die deur agter jou toesluit, wat jy swyg daaroor. Onthou u toe Maria gehoor het, sy gaan 'n seun kry en sy het hom Jesus noem. Onthou u die Bybel sê, sy het dit in haar hart bewaar. Net so met jou en my. Daar spesiale ontmoetings met God. Daar spesiale gebeurtenisse tussen jou en God wat jy vir jouself hou. Nietemin, ons sien sy sluit haarself toe agter die deur en sy begin giet. En die Bybel sê, die profeet sê vir haar, sit weg wat vol is. Sit weg wat vol is. Wanneer die Here 'n werk begin, wil hy dit deurvoer. Partykeer verongeluk ons as mens self God se werk. Hy begin 'n werk doen, dan neem ons oor. Ons wag nie dat God dit voltooi nie. Ons neem oor en wil dit self voltooi, want 'n mens raak haastig. Ons entoesiasme neem partykeer van ons besit. En wanneer ons voel God beweeg te stadig, dan neem ons oor. En dan verongeluk ons daardie werk. Jy moet rustig wees. Jy moet kalm wees en op God wag. Wanneer hy begin werk, sal hy dit deurvoer. Hy sal voltooi wat hy begin het. Sit weg die kanne wanneer dit vol is. So het sy dit dan gedoen. Sy het olie ingegiet. Vers 6 sê, sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan, maar hy antwoord, daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan. Die Here se krag het so gevloei in haar krisisomstandighede. Sy het soveel kanne vol olie gehad, dat die profeet gesê het, gaan verkoop nou van die olie en betaal jou skuld. En van die olie wat oorbly, kan jy en jou seuns dan leef. Het jy 'n krisis? Gaan na die Here toe. Bepleit jou saak voor die Here. Luister wat sy opdrag. Wees gehoorsaam. Wees gelowig. Plaas jou kanne uit en kyk hoe dat God tot oorlopends toe vir jou gaan voorsien. Kom ons bid nou saam. Vader, dankie dat U die God is in die krisusuur. God is wat daar is om ons te help, Vader. Ek bid vandag vir hulle wat in 'n krisis verkeer en ek vra dat U hulle nou sal ondersteun, Here. Dat U hulle geloof sal versterk, Here. Dat U hulle sal help ook om gehoorsaam te wees. En dat hulle geloof die krag van God sal laat vloei in hulle omstandighede. Dit bid ek in Jesus naam. Ons plaas vandag almal wat in 'n krisis is, se kruike uit. En ek sê dankie, Here. U sal daardie kruike volmaak in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën u ryklik. Totsiens.